Alright. Julle kan asseblief my vanoggend oopmaak by Hebreërs 13 vers 10 tot 16 asseblief. Hebreërs 13 vers 10 tot 16. Ons kom nou ook so op die einde van Hebreërs. So ons is amper klaar met die reeks oor Hebreërs ook. Hebreërs 13 vers 10 tot 16 asseblief. Net voordat ons lees, kom ons sluit net die oë en dan nader ons ook die Here. Vader, waar ons nou in groot vreugde en nederigheid by u voete kom sit, liewe Heer. Vader, prys ons u eerstens, soos wat ons nou gesing het, dat u aan ons kant is. Dat u in ons woon en die belofte maak dat u ons nooit sal verlaat nie. Maar Vader, waar ons vandag nou uit die woord gaan lees en onder dit kom sit, liewe Heer. Vader, mag ons nie net groei in u diepte nie, maar mag ons verdwaald raak daar binne, liewe Heer. Vader, mag u woord ons aanspreek, ons vermaan, vernuwe en herskep, liewe Heer. En Vader, soos wat ek altyd vra, mag dit nie net 'n mooi boodskap wees nie, maar mag dit verandering bring. Mag dit in ons harte toegesluit word en ons vernuwe van binnekant af toe buitentoe. En Vader, mag ons nie langer as kinders wandel as babatjies in die geloof nie, maar mag ons volwasse raak en opgroei in u waarhede. En mag ons nie rondgeslinger word deur die wêreld se idees en perspektiewe en valse lering nie, maar mag ons sterk staan in die woord waar Christus die fondasie, die lewe en die waarheid is. En Vader, sodoende vra ek vanoggend, mag u ook sodoende ons harte voorberei, mag die Gees die ware leermeester wees wat u insig, wysheid aan ons verleen, en Vader, mag u ook vanoggend my lippe aanraak, my gebrokenheid en sondigheid op sy sit, en Vader, mag u woord, u waarheid en u wil verkondig word hier vanoggend. Vra al hierdie dinge in u heilige naam. Amen. So as ons vanoggend lees uit Hebreërs 13 vers 10 tot 16, lees ek weer eens uit die 33 tot die 53 vertaling. En vers 10 sê vir ons: Ons het 'n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien geen reg het om te eet nie, want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingedra word, hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gelei. Laat ons dan uitgaan na hom, toe buitekant die laar, en sy smaad dra. Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. Laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Vergeet die weldadigheid en die mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehae aan sulke offers. Net tot sover asseblief. En soos wat julle weet, is ons tans nog besig met die reeks oor die boek van Hebreërs, en ons trek vanoggend by preek nommer 13 in hierdie reeks, en soos wat julle kan onthou, het ons gesê dat die eerste 12 hoofstukke kom die skrywer van Hebreërs, en hy kom verduidelik eintlik vir ons op 'n diep manier wie is Christus. En hy vergelyk die hele tyd die Ou Testament, die ou verbond, die ou wet en ook die ou priesterskap met Jesus as Nuwe Testament, Nuwe verbond, en ons kan sê ook 'n vervulde wet, en ook sodoende die nuwe hoëpriester Jesus Christus, wat val onder die priestelike orde van Melchisedek. En ons het toe met hoofstuk 13 begin, waar ons gekyk het na die pligte, wat die skrywer nou in die heel laaste hoofstuk na toe draai, en sê, hierdie is julle pligte as gelowiges, in die lig van wie Christus is. Hierdie is julle pligte, en toe hy begin deur te sê, ons eerste plig is teenoor mekaar in die liggaam. So hy het intern gekyk.
Toe verpraat hy oor die pligte teenoor die huwelik en in die huwelik. En die laaste 2 Sondae het ons gekyk na die pligte om geestelike leiers te soek, te kweek en te volg. Nou wat baie belangrik was. En vanoggend beweeg ons aan en ons beweeg aan na die tema toe wat handel oor wanneer jy verlate voel. En in dit gaan ons sien dat ons 'n plig het om nou teenoor Christus te toon, maar ook sodoende 'n plig het om ons harte aan te spreek en ook sodoende lankmoedigheid en mededeelsaamheid te toon teenoor mekaar. So as ons vanoggend kyk na ons tema, glo ek elke persoon wat hier sit vanoggend het al ergens in hulle lewens verlate gevoel, afgesonder gevoel, verstoot gevoel op 'n sekere manier. En hierdie emosionele verlatendheid is 'n kragtige gevoel of emosie wat eintlik soveel verwoesting kan bring in jou eie lewe. En dit laat ons voel of ons nie behoort nie, of ons nie inpas nie, en ook of ander doelbewus ons vermy. Nou ek seker elke een het dit al ervaar, miskien in die laerskool, as die maatjies nie met jou wil speel nie, in die hoërskool as jy nie in die koelgroepie is nie, of ook in die wêreld daar buite, by die werksplek, en baie keer tot in 'n familie, kan 'n mens hierdie gevoel ervaar dat mense vermy my. En dan baie keer kry ons ook hierdie gevoel wanneer ons wat doen, wanneer ons ver van die Here afvoel. Omrede sonde, wanneer ons amper soos Dawid skryf, Here, moenie u aangesig verberg van my af nie. U voel ver van my af. En vanoggend gaan eintlik dan net die fondasie wees vir hierdie gesprekvoering. Ons gaan op sekere verse fokus bietjie meer as op ander. Ons gaan volgende Sondag op die ander ook dieper fokus. Maar die vraag is vanoggend, wanneer ek verlate voel in hierdie wêreld, of verlate voel in my verhouding teenoor die Here, wat roep God my om te doen? So as ons dan vanoggend begin om hierdie vraag te probeer te beantwoord, wil ek graag begin weer eens met 'n verhaal, 'n storie. En miskien sal baie van die ouer mense dit onthou. In 2010 was dit oral op die nuus waar 33 myners in Chili in 'n kopermyn vasgevang was toe 'n mynskag in mekaar geval het. Nou, toe ek die berig lees, toe sê hulle daar was 350 ton se grond en klip wat hierdie myners afgesonder het van die wêreld daarbo. Maar toe daai skag in mekaar val, is ek seker elke myner wat in donkerte gelaat was, het vrees, angs ervaar. Hulle was bang gewees en hulle het daar gesit sonder hoop. Want julle weet gewoonlik wat gebeur as so iets gebeur. Gewoonlik nie, die myners kom nie uit nie. Hulle is te laat om hulle te red, daar's gasse daaronder wat giftig is ook, en hulle kry nie daai gas uitgepomp nie, daar's nie genoeg suurstof nie. Maar in die midde van hierdie angstigheid, kry hulle, of kommunikeer hulle met die mense wat daarbo is, en hulle ontvang die boodskap, daar is hoop, help is op pad. En vir 2 maande was hierdie myners in donkerte sonder kos. Ek dink hulle het water gehad as ek nie verkeerd is nie. En op die 69ste dag in die donkerte, breek die mense van bo af deur na hulle toe. En op dieselfde manier voel ek baie van ons partykeer, voel of ons in 'n grot vasgevang is. Dit voel of die lewe om ons inval bo op ons, soos wat ons probeer om uit te klim. Dit voel of ons in die onderste gedeelte van die put is, en net soos wat ek 'n tree opgaan, gaan ek weer 2 tree af. En dan vra ons onsself in die situasie, gaan redding kom in hierdie situasie, of is ek miskien verlate? En weet julle wat is baie interessant? Die verlate gevoel word altyd binne gekweek in jou eie hart. Dan kom daai selfbejammering ook. Dit is wanneer jy so sat en as gaan sit en jouself bejammer. Ons elkeen het dit al gedoen, ek weet nie van julle nie. Ek doen dit baie. Dan sit ek daar en voel ek moedeloos. Dan weet ek nie wat om te doen nie. Maar ons moet onthou, en dis die eerste wenk
in hierdie verlate emosie wat ons ervaar. Dit kom nie van God af nie. Dit word in ons eie harte gekweek en ook ons maak baie keer die situasie erger as wat dit is. In die boek van Hebreërs moet ons besef dat die gehoor, die oorspronklike gehoor aan wie hierdie boek geskryf is, die Jode, voel presies dieselfde soos wat ons nou net verduidelik het, hierdie myners in daai grot of onder die grond gevoel het. Ons het laas Sondag verwys na, hulle het ook nie hoop gehad eintlik nie. Hulle was in vervolging, in verdrukking. Die Hebreëse skrywer verwys na hulle, dat hulle al hulle besittings verloor het ook. Miskien is daar van hulle familielede wat al doodgemaak was vir hulle geloof, en hulle ervaar ook hierdie hopelose emosie, hierdie verlate, verstote gevoel in hulle harte. Maar onthou, soos wat ek vroeër gesê het, hierdie emosie wat ons ervaar en wat elke een van ons ervaar, is 'n baie sterk emosie. En tot Paulus skryf oor hierdie emosie, hoe hy dit ervaar het. En luister, interessant, ek het al soveel keer 2 Timoteus deurgelees, en ek nog nooit eintlik opgelet wat Paulus na verwys nie. Paulus skryf oor hoe hy verlate is, in 2 Timoteus 4 vers 16 tot 17, toe hy in die tronk sit, en hy skryf dit aan jong Timoteus, en hy skryf, in my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat, mag dit hulle nie toegereken word nie, maar die Here het my bygestaan en my krag gegee. Paulus getuig dat al het al sy vriende, en nou moet ons onthou, wie was Paulus se vriende? Die gelowiges. Al het al die gelowiges hom nie bygestaan toe hy gevang was, seker uit vrees uit, want wie kom kuier vir 'n krimineel, 'n ander krimineel gewoonlik, nê? In die oë van die wet. En in hulle wet was Paulus skuldig aan vir Christus te verkondig. En sodoende as enige iemand vir hom kom kuier, dan is hulle 10-1 ook iemand wat vir Christus verkondig. Maar Paulus skryf en hy sê, al sy vriende, al die gelowiges het hom verlaat en verstoot, en hy het hierdie verlate gevoel, maar, en mense, dit is belangrik, God het hom bygestaan. En mense, vanoggend in eenvoud wil ek vir julle sê, God sal ons nooit verlaat nie. Wanneer jy weergebore is en jy verkry hierdie gevoel, kom dit nie van God af nie. Dit kom van die hart af, wat verleidelik is en ook bedrieglik. Maar hoor hoe beskryf Paulus in vers 17 van 2 Timoteus die gevoel en die diepteid en die lokval van hierdie gevoel van verstootheid, verlaatheid, en hy sê, ek is uit die bek van die leeu verlos. Hy praat van sy eie hart. Hy praat van sy eie hart wat daai gevoel gekweek het. En as dit nie die Here was wat hom bygestaan het nie, was hy in die kloue, in die bek van die leeu. En dit verwys net vir ons dat elke een van ons, maak nie saak of jy die predikant is, 'n diaken is, of jy 'n gemeentelid is, of nie 'n gemeentelid is nie, elke een van ons kan partykeer verlaat te voel. In Hebreërs 13, net voordat die skrywer dan afsluit met die boek van Hebreërs, teken hy 2 prente dan vir ons, 2 waarhede, en ons gaan vanoggend op albei so bietjie fokus, ons gaan volgende Sondag so bietjie meer op dit bou. Die eerste een is, God sal ons nooit verlaat nie, en die tweede een is, die krag van God kan ons verlos uit enige situasie. Nou, wil ek net hê, julle moet my nie misverstaan. Hierdie beteken nie, dat God jou uit elke situasie gaan red wat jy geskep het, of wat die wêreld geskep het nie. Daar's soveel gelowiges wêreldwyd wat vandag sal sterf vir hulle geloof, maar dit praat van die lokval van die hart. Wat jou sal verlos uit daai gevoel van verlatendheid, daai emosie gevoel wat jou vasgevange hou, soos wat Paulus dit beskryf, die bek van die leeu. Ons God is 'n God van verlossing en nie 'n God van wat ons verlaat nie. Maar watse tipe bewyse bied die Bybel dan vir ons dat Christus en God ons nooit sal verlaat nie? En dit is waar ons hoofteksgedeelte vanoggend dan in werke tree.
Dan op hierdie vraag is ons eerste werklike punt vanoggend. Hoe ver is Christus gewillig, of hoe ver was Christus gewillig om te gaan vir jou en vir my? En dit bring ons by vers 10 tot 12 uit van ons hoofteksgedeelte wat sê, ons het 'n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien geen reg het om te eet nie, want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoofpriester in die heiligdom ingedra word, hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Daarom het Jesus ook om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gelei. Nou eerstens glo ek, almal stem saam met my, dat wanneer jy jonk is of oud is, en jy is in daai verliefde stadium, daai butterfly tydperk, jy's verlief, dan sê die Engels vir ons, jy pursue iemand. Die Afrikaans klink of jy toegesluit kan word, as jy dit direk vertaal, dis wanneer jy iemand agtervolg. Dit klink nie goed nie. So kom ons gebruik die Engelse woord, jy pursue iemand. En wat beteken dit? Jy probeer soveel tyd wat jy het, spandeer saam met daai persoon. Ek sal nooit vergeet, toe ek vir Michaela ontmoet het nie, het ek nie geslaap nie, ek het wakker gebly tot 12 uur, 1 uur, die oggend, want dan sy klaar gewerk by haar werk, dan tel ek haar op, of wat ek haar huis toe, dan slaap ek so 'n uur of 2 op die bank, en dan staan ek op en gaan werk ek weer, net om haar te sien. Nou is die vraag, sal ek dit nog steeds vandag doen? Ja, ek sal. So ons besoek mekaar in liefde, want jou hart soek dit, en jy soek meer van dit. Maar hoor hoe God ons in liefde besoek. 1 Johannes 4 vers 19 sê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Nou mense, die is so belangrik. In ander woorde, God het eerst 'n verhouding met ons gesoek. En dis hoekom hy het uitgereik na ons. Die Bybel sê, niemand kan vir God nader, as God jou nie al reeds genader het. Weet jy wat so bemoedigend van dit? Jou verhouding met die Here is nie per toevallig nie. Hy het jou gekies. Hy het jou besoek soos iemand wat jongs verlief is, as ek dit so wêrelds mag verduidelik. Hy het jou gesoek en hy het jou lief. En dan kom ons by Psalm 23 vers 6, uit ook 'n baie bekende gedeelte, maar wat ek nie dink ons verstaan die diepteid van dit nie. En Dawid skryf en hy sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Hoekom? Want God is by hom. Maar hierdie woord volg in Grieks is radaf. En radaf beteken in Engels to chase, in Afrikaans om na te jaag. Hoekom? Dawid skryf, net goedheid in guns sal my volg al die dae van my lewe. So in ander woorde, God jaag ons na. God chase ons en pursue ons om 'n verhouding met hom te hê. En ek weet nie van julle nie, maar het ons al ooit daaraan so gedink? Baie keer dink ons het hierdie struikeling om by die Here uit te kom. Maar eintlik die Here jaag ons na en pursue ons, sodat hy 'n verhouding met ons kan hê. En dit bring ons dan by vers 10 en 11, wat ek weer gaan lees. En julle gaan nou agterkom, hoekom het ek hierdie waarheid met julle gedeel. Ons het 'n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien geen reg het om te eet nie, want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoofpriester in die heiligdom ingedra word, hulle liggame word buitekant die laar verbrand. En dan vers 12, daarom het Jesus ook op om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gelei. Nou die 3 verse, soos wat ek ons eerste punt gestel het van vanoggend se diens, wys vir ons hoe ver Jesus gewillig was in hierdie pursuit, in hierdie najaag, in hierdie chase vir ons. Hoeveel was Jesus gewillig om op te offer? In vers 11 sien ons dat die skrywer verwys na die Ou Testament en die Ou Testamentiese offers. En hy sê dat die diere wat geoffer was vir sonde en vir ander rituele, hulle was geslag by die tabernakel, maar wanneer hulle klaar geslag was, het hulle die dooie liggame of lyke gevat buite die laar, die Engels sê the camp, so dit verwys eintlik na Moses se tyd in die woestyn, met die tabernakel en hulle almal wat gekamp het om die tabernakel, het hulle die lyke uit
die kamp gevat waar hulle gewoon het en buite verbrand. Hoekom? Want wanneer die sonde op hierdie diere geplaas was hulle simbolies vuil gemaak van sonde en daai liggaam is onrein en dit moes verwyderd word uit die volk uit. Maar ek wil vanoggend op hierdie punt vir julle verduidelik eintlik wat dit beteken. Nou Deuteronomium 23 vers 12 tot 14 verwys ook na sekere aspekte wat moet buite die laar of die kamp gedoen word. En dit is 'n bietjie 'n vreemde, snaakse aspek, maar vers 12 sê, jy moet buitekant die laar 'n plek hê, en daarheen moet jy uitgaan. En jy moet by jou gereedskappe grafie hê. As jy dan buitekant gaan sit, moet jy daarmee grawe en wat van jou uitgegaan het, weer toemaak. Want die Here jou God wandel midde in jou laar, om jou te red, en jou vyand aan jou oor te gee. Daarom moet jou laar heilig wees, sodat hy niks skandeliks by jou mag sien, en hom van jou afwend nie. Nou waarna die skrywer hier verwys, wanneer jy moet badkamer toe gaan, in Moses se tyd, moet jy ver stap, met 'n grafie. Buite die kamp, moet jy 'n gaatjie grawe, soos almal ken dit, as jy gaan kamp en daar is nie 'n badkamer nie, dan moet jy dit weer toemaak, want dit is onheil, onrein, nie heilig nie, en niks van dit kon in die kamp van God se volk gevind word nie. En dan kan ons dit verder vat, en sê, een keer 'n jaar met die sondeoffer wat gemaak was, het hulle ook die bil wat die sonde opgeplaas was, buitekant toe gevat, of daar was ook ander diere wat ook geoffer was, en daar ook verbrand, buite die kamp, die laar, was dit verbrand. En op dieselfde manier het hulle enige straf tot die dood toe, nie in die kamp gedoen nie, maar buite die kamp. Want die persoon wat skuldig was aan die 10 gebooie, egbreek pleeg, of wat ook al wat nou moet doodgestenig word, hulle was gesien as te sondig om in die kamp voort te bly. Dus hoekom in die Ou Testament lees ons, wanneer iemand moedswillige sonde gedoen het, moet sy wortels uit die volk uitgepluk word. So hy moet verwyderd word uit die samekoms van die volk. En sodoende het hulle almal wat 'n doodstraf verkry het, ook buite die kamp doodgemaak. En wat het hulle nog gedoen? Almal wat 'n siekte gehad het, wat hulle onrein gemaak het, soos melaatsheid, moes buite die kamp gewoon het. En ons kan dit verder vat, tot mense wat gebreke gehad het in die Ou Testament, mag nie eers in die tabernakel ingegaan het nie, as dit tot 'n gebrek was van onvrugbaarheid, mag hy nie in die tabernakel ingegaan het nie. 'n gebrek gehad het van 'n arm, mag hy nie in die tabernakel ingaan het nie, want God soek net perfeksie. En verder kan ons sê dan, die konklusie is, dat die simboliek van buite die kamp is, God verlate, vervloek, onrein, en glad nie iets wat goeds is nie. En dan kom vers 12 en sê, daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gelei. Nou hierdie is baie belangrik, die poort verwys na die stad. Hy was buite die poort doodgemaak, in hierdie verlate, kom ons sê, afdeling, wat die Ou Testament beskryf. Hierdie verlate, vervloekte plek, waar hulle badkamer toe gegaan het, waar hulle die lyke van die bulle en die bokke gebrand het, daar was Christus gekruisig. Tot die plek waar Christus gekruisig was. Wie kan vir my sê, wat was daai koppie se naam? Enigiemand? Wat was die koppie of die bergie of die heuweltjie waarop Christus gekruisig was? Sy naam. Golgotha, wat beteken die skedelplek. Die dieper vertaling verwys na die plek van die dood. Hoekom? Want dit is in daai area, die plek van die dood. En die Romeine het dit gebruik om almal te kruisig wat nie volgens hulle was. En weet julle hoeveel mense het die Romeinse ryk gekruisig in die Midde-Ooste? En veral in Jerusalem. En elke keer as daar opstanding kom, 'n rebellie half van gelowiges wat nie veg teen hulle nie, wat vir Christus verkondig na Christus, was hulle ook gekruisig as voorbeeld om op te hou met dit. Maar mense, wat sê dit vir ons?
Christus het eerstens volgens, en hierdie is baie belangrik, die evangelies wat ons vind in ons Nuwe Testament, as ons dit so stel, is eintlik vind plaas in die Ou Testament. Onthou, die Nuwe Testament het eers begin toe Christus gekruisig was. So Christus het volgens die wet van die Ou Testament, die sakramentele wet van offers, hy het volgens die wet gelei en gekruisig, sodat sy offer aan die kruis volgens die wet was van God. So dis die eerste punt wat ons moet besef. Hy was verstoot en onrein verklaar en vervreemd van sy eie mense af, en sodoende buite die stad het hy gelei. Filippense 2 vers 6 tot 8 spreek oor Christus wat homself in gehoorsaamheid geoffer het en self verstoot en vernederd geword het. En onthou, hierdie verstootheid, en hierdie is my belangrik, hierdie vernedering het nie begin by die kruis nie. Toe Christus gebore was, het die vernedering al begin. Hoor wat sê die skrywer van Filippense. Hy wat in die gestalte van God was, want hy is God self, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees. Hy het sy plek verlaat, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. Daar begin die vernedering al reeds. En in die gedaante gevind as mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Die verstoting het al lank al begin, voor die kruisiging. Ons sien oor en oor hoe het Christus met die fariseërs, die skrifgeleerders, die sadiseërs gespreek en eintlik hierdie debatte gehad, waar hulle die hele tyd in opstand gekom het. En dink gou daaraan, Christus is die wet, Christus is die woord, en hulle het vir Christus gebruik en verdraai om teen Christus te veg. Hoe vreemd is dit nie? Maar baie belangrik, die sondebul vir die volk was geslag by die tabernakel. So wat beteken geslag? Hy was doodgemaak by die tabernakel. En daarna was sy liggaam uitgedra buitekant toe, die kamp buite die laar en daar verbrand. Hoekom het hulle hom geslag binnekant? Want hulle het die bloed getap en dit gesprinkel by die ark in die heiligste van heiligste vir sondevergifnis. Maar Jesus het gesterf buite die stad. So daar's 'n verskil wat plaasgevind. Christus het nie gesterf binne in die kamp nie, maar buite die kamp. Nou moet ons vir onsself die vraag vra, maar wat is so merkwaardig van Christus buite die stad? Eerstens kan ons sê, hy het die oue oud gemaak en die nuwe ingebring. So die Ou Testament, toe Christus aan daai kruis hang, en hy sê, Vader, Vader, waarom het U my verlaat? En hy het sy laaste asem uitgeblaas. Het die ou gestop en die nuwe het begin. Die Ou Testament was veranderd na die Nuwe Testament, en dit wat onder die Ou Testament geval het, die ou verbond met die ou wet, het die nuwe verbond geraak met die nuwe wet wat sê, die wat in Christus glo, sal gered word. Die ou priesterskap het dadelik daar en dan gestop, die priesterskap of die orde van die Lewiete. En die nuwe priesterskap het begin, die orde van Melchisedek, waar Christus die hoëpriester is. Maar dan kan ons ook sê, dat dit wys vir ons dat die volk van God self het die redder, die Messias verstoot, en hy gaan nie nou sterf vir sy volk alleenlik nie, hy sal buite die kamp sterf vir die hele wêreld. Mense, ek hoop dit maak vir julle sin. Christus het nie in die laar of in die volk of in die kamp of in die stad gesterf nie. Hy het buite gesterf omrede hy verstoot was deur hulle. En sodoende het hy gesterf, nie net vir die volk van God wat die Jode was nie, maar vir die hele wêreld. In Levitikus 16 is daar ook 'n simboliek wat verwys of geheg word aan Christus. En ook op hierdie dag van versoening wat hulle gedoen het is, hulle het 2 bokke gevat. Hulle het die een geslag en ook sy bloed gevat en gesprinkel by die altaar, maar die ander bok het hulle die sondebok genoem. Die Engels noem dit 'n scapegoat. En wat hulle gedoen het is, hulle het hom lewend gehou en uit die stad uit gejaag, verwysend dat die sonde van die volk weggeneem word. En op daai punt
kan ons dan vir onsself vra, maar hoekom 2? Eerstens, vergifnis van sondes, wat kom deur alleenlik bloedvergieting, sê die woord vir ons, maar tweedens toon dit die sonde wat weggedra word, en Jesus verteenwoordig albei. Christus was nie net die bok wat geslag was nie, hy was die lam wat geslag was, maar hy het ook die sondes weggedra op hom aan die kruis. Hy verteenwoordig albei. Jesaja profeteer oor hierdie in Jesaja 53 vers 6, wat sê, ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Verwysend, dit sou op Christus wees. Maar dan kom Johannes die Doper en verwys nou na die ander bok, die ene wat weggestuur word, om die sondes weg te dra. In Johannes 1 vers 29 waar daar staan, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Sien julle, verwys na al twee bokke. Mense, Christus was vir ons verstoot, dat nie een van ons verstoot alleen of verlate hoef te voel nie. En hierdie is baie belangrik. Die Engelse Bybel verwys, die King James, permanent nie na die kruis nie, maar na the cursed tree, die vervloekte boom waarin Christus sou gewees het. Die skrif sê vir ons, Christus het deur 'n vervloeking gegaan en self 'n vervloeking geword, sodat ons nie hoef vervloek te word nie. En waar het hy dit verkry? Mense, ons besef dit nie. Hy was gekruisig daar waar hulle badkamer gebruik. Daar waar hulle alles doen wat onheilig en onrein is volgens die woord van God. Die ene wat geen sonde gehad het nie, moes in daai plek vir ons sterf. God verlate. Dis hoekom Christus sê, Vader, Vader, waarom het U my verlaat? Nie net oor die plek nie, maar ook, moet besef, Christus het nie net die sondes in sy rugsak gesit en was vir ons gekruisig nie. Hy het dit op hom geneem, verwysend, hy was bevuil met dit, dis hoekom hy die straf gedra van die dood. Die skrywer sê vir ons, hoe kan ons dan anders, as om konstant die Here te prys vir hierdie waarheid, deur lofoffers te bring van wat, en hierdie is belangrik, die is ons plig vanoggend tot in alle ewigheid. 'n offer van belydenis van sy naam. Mense, in die lig van Christus wat 'n vervloeking geword het vir ons, wat uit die stad uit geneem was, gelei het en gesterf het buite die poorte van die volk, of die poorte van die kamp in die laar, sodat ons nie verlate hoef te voel nie. Wat moet ons doen in ruil of in die lig van daai waarheid? Hom verkondig, hom bely as die verlosser en saligmaker. En dan sluit die skrywer af in vers 15 en 16, waarna ek nou ook verwys het. Laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. En dan kom vers 16 en sê, vergeet die weldadigheid en die mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehae aan sulke offers. Hoekom? Hoekom moet ons mededeelsaam wees en goeie dade toon teenoor mekaar? Nie omrede Piet of Jan of wie ook al iemand is wat dit verdien nie, maar omrede Christus dit nie verdien het aan die kruis nie. Vir daai rede is ons behoort om met mekaar te deel, nie net die woord van God nie, maar ook as ons het en hulle het nie. Vir die rede van Jesus aan die kruis, sodat niemand in die liggaam van Christus verlate, verstoot of alleen hoef te voel nie. Sien julle wat word gekweek eintlik in 'n kerk as ons nie ons pligte nakom nie? Ons skep 'n atmosfeer van onreinheid, van God verlate. En Christus het juis gekom dat in sy liggaam hierdie emosies nie daar hoef te wees nie. Net voordat ek afsluit dan vanoggend, wil ek graag met julle deel. En hierdie is die waarheid wat ek in my eie denke nie kan vermy om nie te sê nie. Enige verlaatheid wat gekweek word in 'n gelowige se hart, kweek jy jouself. Mense, dis wanneer ons oë van die Here afhaal wanneer ons verlate voel.
Dis wanneer ons na die storm kyk reg rondom ons. Wat doen Dawie, die ouderling of die predikant? Dis wanneer ons nie meer op Christus fokus nie, maar op die mensdom vertrou. Dit is wanneer ons verlate voel. En ook, weet julle wat? Die hoofdoel hoekom ons verlate voel, meeste van die kere, is wanneer ons sonde doen. Wanneer ek sonde doen, bring dit skeiding tussen my en die Here. Nie van, ek's nie meer gered nie, maar ek voel ver van hom af, want sonde bring skeiding. Sonde kweek eintlik die dood, maar eintlik ons verkry nie meer die dood nie, maar ons kan ver van die Here af voel wanneer ons sonde doen. So as jy vanoggend hier sit en jy voel verlate, jy voel verstoot, 10-1 het jy dit self gebring, daai situasie. 10-1 het jou sondigheid dit self gekweek, maar daar's lig. Christus sê, rig jou oë op my, waar ek verlate, verstoot was deur my eie mense. Vind hoop in dit, bely dit. En Paulus skryf, ek was verlos uit die bek van die leeu. Kom ons prys dan nou die Here deur saam te sing in lofprysing en bely sy naam terwyl ons sing, want hy was verlate en verstoot, sodat nie een van ons ooit verlate of verstoot hoef te voel nie. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, waar ons nou in eenvoud en baie oppervlakkigheid na hierdie waarhede begin kyk, liewe Heer. Vader, prys ons U dat Christus deur al hierdie dinge gegaan het, deur al hierdie smarte en lyding, sodat ons nie hoef deur dit te gaan nie. Vader, dat hy gestalte van 'n mens aangeneem het, van die vlees aangeneem het en 'n dienaar geword het om 'n voorbeeld te stel vir ons van wat dienaarskap werklik is. Maar Vader, mag nie een van ons vanoggend hierso sit wat hierdie emosie of gevoel het wat 'n leuen is in ons harte van verlaatheid of verstootheid nie. Want U maak die belofte, U sal ons nooit verlaat nie. En Vader, ek weet hierdie gevoel en emosie het al soveel tyd gesteel in ons lewens, waar ons verwoesting gesaai het, nie net in ons eie lewens nie, maar ook in die mense om ons. Waar ons onsself afsonder van die wêreld af, omrede ek verstoot voel. Maar Vader, help ons nou om ons oë op U te rig. Mag ons daai laste, daai onegtheid by U voete kom plaas. En Vader, mag U ons reinig. Mag U ons denke reinig, ons perspektiewe verander, sodat ons op 'n vernuwe manier in blydskap U kan dien. Want die woord sê vir ons prys die hand wat gee, maar ook die hand wat wegneem. En Vader, ons kan nie anderster as om vanoggend U te prys vir wat ons het nie. Al het ons geen materialistiese ding op hierdie aarde nie, ons het die ewige. En vir daai rede is daar 'n jubel in my hart. Vir daai rede is daar vreugde in my hart, liewe Heer. En ons prys U vanoggend dat daai vreugde deur niks of niemand gesteel kan word nie. Maar Vader, help ons om nie in die lokval te trap om dit self in ons al weg te neem. Vader, ons vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. So kom ons staan dan en ontvang die seën. Mag die Here jou seën deur jou te vermaan, te beskerm en te laat groei en ook deur jou uit te stuur. Mag sy liefde jou vernuwe, sy genade jou herskep en sy roeping jou bemoedig om uit te gaan. Amen. Dankie.